so naby my mond hou. Praat net aan die spel. O, okay. Gaaf. Sommer omdat ek baie lief is vir fliek en fliekresensent is, wil ek sommer die ontwaking by julle aanbeveel. Ek het dit gesien by die Silverskermfees en hulle het heel goed gedoen. Ek is heel beïndruk gewees en hulle hou nogal baie naby aan die boek. So gaan kyk gerus die fliek. Gaaf, Chris, dis weer ek en jy. Jy het 'n manier om sulke lekker titels te maak. Daar's skrywers wat hulle doodsukkel om 'n titel reg te kry en dan is daar skrywers wat goed is met titels. En hier het ons nou die respektabele meneer Hartslief. Wat maak hom so respektabel? Wel, hy is nie so respektabel in die begin en hy is ook nie so respektabel aan die einde nie. So, dis 'n bietjie misleidend. Hy probeer respektabel wees. En hy kom met 'n armoedige agtergrond uit en hy streef soos ons almal maar streef na iets beters. En dit is waar die titel vandaan kom. En jy het nou 'n bietjie die speurverhaal op 'n paar maniere weer eens op sy kop gedraai, want hierdie keer is jou speurder eintlik hierdie familie, hierdie clan van Brixton en Johannesburg. Dis nou die Hartslief kinders. En dan is dit nou die Lerms, wat hulle niggies en newe is. Brei vir ons so 'n bietjie uit oor jou speurderspan. Ja, hulle kom almal uit streek wat die dip genoem word. So 'n bietjie aan die verkeerde kant van die spoor in Johannesburg. Die Hartsliefs is 3 broers en 'n jong laatland suster. En hulle neefs en niggies is 3 neefs en 'n niggie. En almal is tamelik 'n disfunksionele familie. Die 6, hoeveel is dit? 4. 4 plus 4 is 8. Die Hartslief is 3. Nee, hulle is die 2 broers nie. Nee, sorry, Rasmus is ook nog daar. Jy weet, terwyl ek het geskryf het, is deur mekaar te geworden. En hulle, die hoof van hulle familie, wat hierdie familie aan mekaar probeer hou, is hulle tante. Sy is ook bekend as die auntie, jy weet. En sy bedryf ook 'n kos sopkombuis. En Eli is die enigste een wat eintlik geseën is met 'n bietjie grys stof en hy gebruik dit dan om uit te styg ook in sy familie. En in die proses proef hy nou sy talente terug om sy hele familie so 'n bietjie aan hulle veters op te trek, soos wat hy dan nou in Sandton sy voete probeer vind. Eintlik sy strikdas probeer vind. Ja. Hierdie familie het my, jy weet, hulle is vermaaklik hoe jy hulle beskryf. En dit is nie die eerste keer wat jy, kom ons sê maar werkersklas karakters 'n belangrike rol gee nie. Het jy 'n sagte kop vir sulke karakters? Sulke blou boortjie mense amper? Ja, nee, ek het, miskien omdat ek self, jy weet, daai soort van blou boortjie agtergrond kom. Maar aan die ander kant ook, omdat, jy weet, mense so geneig en so maklik om sulke mense te beoordeel en te veroordeel partykeer. Dat ek nogal 'n tamelike sagte plek vir sulke klas van mense het en ek hoop regtig, jy weet, in die proses hoe ek hulle aangebied het, kom hulle met deernis oor. Ja, en ook die manier van saamstaan, en waarvan ek ook baie gehou het is, een van die voordele dink ek van uit so 'n tipe omgewing uitkom, jy hoef niks voor te gee want jy het niks om te verloor nie. So hulle kan eintlik egte lewens lei en meer wees wie hulle is, as wat jy nou die oomblik in Morkel Wealth, waar jullie nou so opgang maak, waar jy nou so die striktas moet dra en alles. Ja, hulle het geen pretensies nie en hulle probeer ook nie voorgee, jy weet, mense wees wat hulle nie is nie, jy weet, die een ouers, behalwe Eli, sy een is 'n slagter en die ander een is 'n leerlingkok en die ander een werk in 'n
dis hoe moet Klein ek sê, mens. die klein mens. Ja, ek onthou dit. Klein mense. Hy's 'n klein mens. Jy weet so, hulle is regtig die sout van die aarde. Nou die moord wat nou sentraal staan is dat die derde hartsliefbroer, Basie, 'n pragtige jong ou van 19, lewenslustig, kort gelede pragtige motorfiets gekry wat Edie vir hom gekoop het, en dan is hy in hierdie gruwelike motorfietsongeluk. Nou jou moordenaar is van al jou moordenaars tot nog toe is die mees enigmatiese moordenaar. 'n Mens weet niks meer van hom as dat hy word Lood genoem, en dis ook nie sy naam nie, dis omdat hy 'n loodgieter van beroep is. Daai moordenaar het my verskriklik geïnteresseer. Praat asseblief oor die moordenaar. Ja, ek het hom doelbewus 'n bietjie obskuur gehou. Jy weet, anders is wat met die geval met Abel byvoorbeeld was, wat 'n mens sy agtergrond, jy weet, kon nalees. Lood is 'n man wat hou van honde, hou van hierdie musiek uit die saksofoon, jazz, musiek uit die 50er jare uit. En hy is self 'n baie goeie saksofoon speel. En speel self die saksofoon. Sedert hy 'n kind is. So hier en daar deur die loop van die boek Tommy's sulke leidrade op oor sy agtergrond, sonder dat dit doelbewus uitgespel word. Maar jy wou hom so, Ek so enigmaties hê. Ek het gedink om so, jy weet, ek het gewonder, moet ek dit so doen, of moet ek, jy weet, die tradisionele weg volg en hom bietjie meer beskryf en sy agtergrond bietjie meer beskryf, en op die einde het ek besluit, ek gaan hom net so hou. Ek moet vir julle sê, om 'n speelverhaal te lees met 'n moordenaar, wat so 'n groot rol speel, wat jy so min van hom weet. Jy vergeet daai moordenaar nooit nie, want jy bly wonder agter wat het hierdie persoon hier gebring. Dis 'n ek wil nou nie sê 'n wonderlike moordenaar nie, dis baie goeie goed uitgedrukte moordenaar, sal ek nou maar sê. Gepraat daarvan. Jou moordenaars nog in al jou boeke is nou nie eintlik die gun ouens nie. Hulle het allerlei sulke alternatiewe maniere van moord. Sulke tegniese maniere ook van moord, hierdie een spesifiek. En dan word daar so in detail die tegniese aspekte van die moorde nou beskryf. As jy nou 'n moordenaar was, sou jy ook op daai manier gemoord? Ek sal dit doen. Ek kan nie eens 'n vuurwapen hanteer, maar ek sal met 'n vuurwapen vermoed. Ja, jy weet, dis daai persoonlike interaksie tussen die moordenaar en sy slagoffer wat ek daardeur probeer bewerkstellig, jy weet. Eerder as, jy weet, ek is 'n groot bewonderaar van Elmore Leonard se boeke. As ek net so vinnig 'n draai kan loop, en hy sê iewers in een van sy onderhoude dat as 'n karakter, nie van sy karakters nie die mas opkom nie, of hy sukkel om dialoog vir die karakter te kry, dan gee hom 'n koel in die kop en daar verslag. So, jy weet, ek het nou nie daai voorreg nie, want my moordenaars gebruik nie vuurwapens nie. En is 'n bietjie griesam om gou een met 'n mes dood te steek, is nie van my hou nie. Maar nee, die persoonlike interaksie tussen die geweldenaar en sy slagoffer, jy weet, het ek gevind, en veral met die Abel ook, dit was natuurlik baie meer persoonlik daarom om dit nou met die mense veld te doen. Maar Lood ook dieselfde, hy raak persoonlik, jy weet, en dan kan jy, as jy gelukkig is en jy kom 'n bietjie in die kop van die slagoffer op, en daai ervaring van die slagoffer weer te gee, dink ek, verhoog jy so 'n bietjie meer van die spanning ook, as wat jy net bloot iemand het met 'n skoot aftrek. Ja. Ek het nou 'n mens, as jy so met boeke en manuskripte werk, soos ek dan, besef jy partykeer goed nie op die eerste oogopslag nie, maar dan, wanneer jy die verskille begin sien nou maar teen jou deursnee moordenaars, wat ouens is wat oor die algemeen skiet.
Dan kom jy eintlik agter hoe 'n groot verskil daar is tussen sê nou maar hierdie tegniese tipe moordenaar en 'n ou wat oor 'n afstand moord. Hy groot verskil tussen 'n sneller trek van iemand wat dan ten minste daar moet staan en jou moordenaar sou so graag inspuit. Ek wil nie dink wat Freud afhangs sou gesê het nie. Wat tot teen die persoon moet kom. En ja, toe ek bietjie daaroor gedink het, besef ek jou werk ook een van die onderlaag van jou werk, betekenisdae, is die hele ding van boos en goed, maar dis nie twee goed wat strak van mekaar geskei is, swart en wit nie. Dis in mense 'n grys area. En daardie, ek wil amper sê, intieme moordenaars, hierdie by mekaar kom, dis asof dit ingaan in daai laag in van jy weet, dis net so ver uit mekaar uit, soos daai fantastiese fliek Capote, waar Capote wat In Cold Blood geskryf het, gebaseer op daardie, ek het daar dwaal 'n bietjie af, gebaseer op daardie verskriklike moord, baie wrede moorde wat die twee ouens gepleeg het. En een van die treffendste goed uit daai fliek wat ek nooit sal vergeet nie, is dat Capote gesê het, hy het al mekaar onderhoude met die ou gehad in die tronk, wat hy gesê het, ek en hierdie ou kon dieselfde mens gewees het. Ons is twee kante van dieselfde munt. Die enigste verskil is, hy het by die agterdeur uitgestap en ek het by die voordeur uitgestap. Wat te doen het met hulle omstandighede en hoe hulle groot geword het. So hier is jou moordenaars is baie keer ook daai ouens wat by die agterdeur uitgestap het, maar dit kon ons ook gewees. Ja, presies. Nou jy takel omtrent die hele misdaadwêreld, in die sin van dat jy werk met die boergrondse deel van die misdaadwêreld, witboortjie misdaad, en dan wys jy hoe verweef is dit met onderwêreldse misdaad, dit wat ons nou tipies ken as misdaad, prostitusie, dwelms, daai hele storie. Vertel eens 'n bietjie van die ekonomiese misdadigers, die ouens wat die rekeninge in die Bahamas het en groot fondse bestuur en verskriklik baie geld is. Gaan vir my, waar kom daai idee, daai ouens vandaan? Ja, dis jy weet, in 'n etiese proses om respekteerbaar te word, loop hy beland hy in hierdie geldwêreld. Maar ongelukkig 'n ou wat besig is met 'n Ponzi skema. En hy kom dit nog nie agter in die begin nie. En dan dat een van die boewe in die groot boef in die storie belê ook sy geld, of hy gebruik hierdie skema as 'n wassery vir sy geld deur offshore beleggings. En dan kom Elie agter wat aan die gang is. En waar die loodgieter inkom is, hy is nou die huurmoordenaar vir die groot boef. Ja, the King of Sleaze. Ja, King of Sleaze. So, en dan natuurlijk kom Elie agter dat hy ook mislei word. En hy besluit om 'n plan in werking te sit om almal saam met hom af te trek. Gelyk die hele spelletjie soos Simpson met die tempelpilare omgetrek. Ja, en dan want die polisieman wat die saak moes ondersoek, volg nie eintlik nie, hy hou daarvan om Sherlock Holmes aan te haal en dis omtrent al wat ek Ag mense, hy is luitenant Kosile. En helaas, hy is nie 'n suksesvolle speurder nie, maar hy is die laaste persoon wat dit gaan agterkom. Hy doen maar nie sy job. Baie stadig. Dan het ons nou die misdaadbaas. Hy is nou jou eintlik taamlik jou tipiese, in fact, hy is jou tipiese 'n groot boef, maffia-agtige hele netwerk van mense onder hom. En dit is net leiwagte en jy weet dit is net so maklik om verloot in te kry en kriptiese boodskapies te gee en te sê, okay, daai is die volgende opdrag. Maar wat jy, een van die, ek wil amper sê klein onderafdelings, wat jy met die man, hy's 'n Roemenier, nee, Bogdan Petrescu, jy Dracula ingebring.
as dat hy as van Roemenië, hy sien homself as 'n verre nasaat van die prins Dracula. Vertel 'n bietjie, waar kom jou fascinasie met Dracula vandaan? Wel, ek dink almal het een of ander tyd met Bram Stoker te doen gehad. weet. Ja, die feit dat hy van Roemenië afkom, jy weet, het my seker maar by die assosiasie gebring van die huis van Dracula. En jy weet, hy het hierdie absolute bewondering vir hierdie verre voorsaat van hom gehad, en hy probeer verduidelik waar jy weet, met tamelike groot smaak en eerbaarheid van sy agtergrond, van sy verbintenis hooplik met die huis van Dracula. En hy gee selfs verloot in die boek, Bram Stoker's boek om te lees, jy weet, en hy is nie seker of Loot kan lees nie, maar hy gee van die boek. En wat 'n fout was, soos mens later sê. Ja, 'n groot fout, om waarheid te sê. Ja, dis basies maar wat, jy weet, ek wou net daardie, ek wil hom, ja, ek wil nou nie te veel vertel, Ja. jy weet. Iets wat ek al baie gewonder het, as ek nou soos ek nou met jou boeke werk, jy as koerantman van baie jare, het jy baie van hierdie goeters in die werklike lewe beleef? Jy weet, hierdie agterstories wat jy nooit in die koerant kan sit nie, want jy het nie genoeg bewyse nie, die koerant het nie genoeg bewyse nie, maar julle koerantmanne weet baie goed wat daar aangaan, al kan julle dit nie skryf nie, want jy weet, hulle gaan laster aangekla word. Ja, jy weet, jy hoor maar, jy weet, ek bedoel, iemand het gesê, meneer Van Deventer sit hier, en hy was my redakteur gewees, maar iemand anders het gesê, jy weet, as koerantman moet jy altyd ons kinderstories steur. Jy kan nie noodwendig skryf nie, maar jy weet, die kinderstories is altyd daar, en jy ken weer van die agtergrond, as die feit wat in die berig verskyn. En jy weet, ek was nuusredakteur ook by 2 koerante, jy weet, in daai opsig het ek dikwels met die stories saamgeleef, jy weet, intiem saamgeleef, en die verslaggewers wat die stories moes gaan doen het. So, jy weet, en ek was baie jare, toe jy weet, sê hoe lang het is, maar dit is lang. Jy weet, ek het ook al so agtergekom met manuskripkeur en so aan, dat dit lyk vir my, die meeste koerantmanne wil 'n boek skryf, maar ek het ook nou agtergekom, die feit dat jy 'n koerantberigte kan skryf, of journalistieke werk kan skryf, beteken nie jy kan fiksie skryf nie. En dan kry jy natuurlik nou koerantmanne wat uitstekende fiksieskrywers is. Soos jy en soos Rudy, waar is Rudy van Rensburg, wat nou die laaste jare as ou koerantmanne nou omtrent jy weet baie geskryf het. Het jy onbewustelik uit daai tyd uit soort van altyd skryfidees by mekaar gemaak? Nee, ek het nie noodwendig jy weet, by mekaar gemaak nie, maar ek het maar altyd 'n behoefte gehad om, jy weet, om eendag, jy weet, fiksie te skryf. Ja. Jy het nou vir Capote genoem, en daai bekende biografie van hom oor wie die film gemaak is. In Calgary. Sê Capote vir die skrywer gesê, jy weet die verskil tussen journalistiek en fiksie, het hy 'n voorbeeld genoem. Dus dat hy gesê het, jy weet, in die journalistiek skryf jy meer op 'n soort van 'n horisontale vlak. Jy weet, wees jy gebrek aan ruimte om meer as iets anderster. Jy gee die feite en dis klaar, terwyl die fiksieskrywer skryf meer op 'n vertikaal, hy kan dieper ingaan. Ja. En dit maak nie noodwendig met ander woorde van die koerantjoernalis 'n goeie skrywer nie. Tensy jy die tegnieke van fiksie kan gebruik, jy weet, om vertikaal diep in te gaan in die storie. Ja, dis ook 2 heeltemal verskillende skryfstyle. Ja. Ek kan journalisties skryf, ek dink nie ek sal ooit kan fiksie skryf nie. Ja. Jy, in al jou boeke,
is dit duidelik dat jy baie navorsing doen en wyd navorsing doen. Vertel 'n bietjie van hierdie spesifieke boek se navorsing. Hoe het jy op pad met die navorsing geloop? Wel, ek het jy weet my boeke begin eintlik by die karakters, eerder as by 'n storie. Ek begin dink aan 'n interessante karakter. En dan begin ek dink, nou wat kan die karakter nou doen? En hoe gaan hy lyk? Hoe gaan sy interaksie met ander mense wees? En gaan hy goeie ou wees of gaan hy slegte ou wees? En ek het nie by dood begin nie, maar by Eli, die jong upstart wat iewers wil probeer kom. En toe ek obviously Horatio Alger se Ragged Dick gaan lees, net om daarby uit te kom. En toe ek uiteindelik besluit daar nou, wie gaan nou die teenpool van Eli wees? Dit moet nie net 'n slegte ou wees nie, maar dit moet 'n ouer slegte ou wees. Toe ek by Lood uitgekom. Toe ek gedink, hoe gaan Lood nou werk, jy weet? Hy moet nou weer iemand hê, want hy is nie intelligent genoeg om dinge op sy eie te doen. En toe ek by die Mr. P uitgekom, die King of Sleaze, en begin met die Dragula boek, en daarvan af het die goed so soort van begin in mekaar vloei. Sure. Want jy soos altyd weef jy regtig so 'n hele web van gebeurtenisse, soos ek sê, misdaad bo die lyn, misdaad onder die lyn en dan nou basiese dood en dan al daar's sulke los drade en die hartslief en die Larum clan begin nou die drade volg en hulle moet dit dan so stadig aan begin hulle by mekaar trek. Die een subtema wat jy aanraak is baie aktueel en erg en dit is die 16, die kiberboelery wat Eli die jongste, die 16-jarige, sy's 'n baie goeie gimnas, net soos wat Eli nou met sy slim verstand, jy kan sien dat hy kan nou soos jy weet, sosiaal skuif na 'n ander plek toe, kan hierdie sussie met haar gimnastiek baie ver kom, maar dan loop dinge baie lelik skeef vir haar. Jy kan so 'n bietjie oor die 16 ding, het jy dit? Toevallig het 'n tamelike tragiese ding gebeur daar waar ons bly, in ons provinsie, in Halifax spesifiek, van hierdie meisie wat op 'n partytjie, jy weet, drank en pille gegee is en toe af, jy weet, foto's van haar geneem en op YouTube en op selfone onder mekaar, die kinders het dit onder mekaar versprei, skoolmeisie. Is dit so doelbewus gedoen soos wat Poppy in die boek behandel word? Ja, presies so, sy is op so ding gedoen, gebaseer. En die kind het toe, jy weet, soos kinders is, hulle besef nie, maar die goed is maar eintlik net hier om hulle vriende versprei nie. In die kind se kop, in haar persepsie, was die hele wêreld, het nou hierdie foto's gesien. Weet nou dat sy in so 'n situasie was. En 'n paar maande later toe probeer sy selfmoord pleeg, maar dit was vir ons onsuksesvol in die sin dat sy nie, jy weet, sy is nie dood nie. Sy is toe breindood. Toe moes haar ouers die verskriklike besluit neem, jy weet, om die masjiene af te skakel. En dit het 3 jaar terug gebeur. In Kanada het in die begin van hierdie jaar baie vinnig gespring daarmee en wetgewing deurgevoer wat die verspreiding van sulke foto's jy weet, strafbaar maak. Ja. En ek wou net 'n bietjie, jy weet, daarbey aangesluit het, 'n bietjie meer, seker maar my journalistieke agtergrond, om 'n bietjie aktueel te wees. Dieselfde met die Ponzi skema, die navorsing wat ek daaroor gedoen het, was oor daai bekende geval van Bernie Madoff, een van die stigterslede van Nasdaq in New York, wat op die oomblik 150 jaar tronkstraf uitdien oor so 'n Ponzi skema. En weer eens die boek se skema so half op sy geval ook gebaseer.
Maar Ponzi-skema en piramideskema, hoe verskil dit van mekaar? Daar's 'n tegniese verskil wat ek self nie heeltemal seker is nie. Dit kom maar net daarop neer dat jy heeltyd nuwe geld moet inkry om jou eerste beleggers tevrede te stel. En die oomblik is jou nuwe geld, jou nuwe inkomste opdroog, dan is hierdie ding besig om mekaar te tuimel. Maar die Madoff kerel, jy weet, hy het amper 15 jaar, 20 jaar het hy hierdie Ponzi-skema bedryf, so dis 'n ding wat kan lank aangaan. Maar gepraat van geld, wat natuurlik op sigself 'n uiters interessante onderwerp is en wat ook onder soveel van die mense se aksies lê. Ek dink alle misdaadstories begin op 'n manier, of baie van hulle begin op 'n manier by geld en gierigheid. Ja. Maar wat ek baie aan gedink het terwyl ek met die boek gewerk het, aan die een kant het jy nou meneer Morkel, wat nou die witboortjie misdaad pleeg ekonomies, en die ou kerel geniet sy geld. Hy probeer almal beïndruk, as hy sy beleggers nooi vir 'n partytjie, dan kry elkeen sy eie champagne. Die drankkelner, wat Elie het toe uiteindelik, na 'n paar jaar in die ou se diens is hy bevorder, totdat hy kan nou drankkelner wees. En elkeen het sy, meneer so en so kry hierdie champagne, die eerste Franse champagne natuurlik, en daai een kry dit. So hy geniet sy geld. Hy laat sy klere vir hom maak in Londen met sy wilrou, hy koop antieke silwer juweliersware ensovoorts. Maar lood, kan jy nou duidelik sien, die tipe van opdragte wat hy kry, hy het ook baie geld, soos in regtig baie geld, maar wat dan vir my so deel nou van jou enigmatiese loodkarakter is, hy doen niks met sy geld nie. Dis nog vir my een ding as 'n ou, jy weet nou skelm is en baie geld maak en dit nou splash, maar hierdie ou, helaas, wat doen hy met sy geld, Chris? Ek sê jy het iets in jou kop gehad, wat hy met hierdie geld, met sy geld doen. Wel, hy sit nie in 'n bank nie. Koop hondekos vir die honde. Hy koop hierdie duur ingevoerde honde wat Ja. wat omtrent mensvreters is. Ja. hier. 'n bestaande, soos ek jou ken, bestaan daar regtig sulke honde. Ja. Ek het nog nooit van Ja, gehoor. nee, hulle is die Kanariese eilande. Maar jy weet, en hy koop vir hom die duurste, die beste saksofoon, sodat hy vir sy honde kan speel, jy weet. Johnny Coltrane en Parker en Cannonball Adderley speel hy dan vir sy honde, jy weet. Hulle is sy gehoor en hy geniet dit en sy honde geniet dit. As hulle hom sien uitkom met die saksofoon, begin hulle Sterk klop. Ja, dis nog 'n plek waar jy die algemene siening, die gewone normale siening van die misdadiger of die moordenaar op sy kop draai, want hier weet 'n mens bitter min van hierdie moordenaar, maar jy weet twee goed van hom. Hy is baie lief vir musiek en hy is baie lief vir diere. En meneer Philip McLachlan, die koormeester op Stellenbosch, het graag gewerk met daai idee van slegte mense singe nie. So, jy weet, iemand wat baie lief is vir musiek, hoe is hy so sleg? En die ander ding, ons almal weet, ek persoonlik het so 'n bietjie van 'n vooroordeel, wat ek voel, mense wat nie lief is vir diere nie, betwyfel ek ietwat. En hier sit jy met 'n moordenaar, en hy is baie lief vir sy honde, en hy is baie lief vir musiek. En daar draai jy dit dan weer op sy kop. Ja, dit is leer jy net, hè? Jy moet nie man op sy baadjie taxeer nie. Nie is 'n moordenaar nie, maar jy weet, miskien is dit iets wat ek geleer het uit daai 60 ware misdaadstories, jy weet wat ek geskryf het, die navorsing wat ek daaroor gedoen het is, en wat ek het probeer aanbied het as, jy weet, 'n bietjie gebalanseerd in die sin dat, jy weet, jy wil nie net die een kant van die saak vat nie, jy wil albei kante van die saak vat, wat seker ook nou weer uit my journalistieke lewe kom. Jy wil ook wys wat motiveer die moordenaar, jy weet, sy motief is miskien nie altyd so suiwer nie, maar iewerster is daar dalk iets wat mense miskyk, jy weet, en dieselfde met my soort van moordenaars. Jy weet, moenie hulle te vinnig oordeel nie, moenie hulle te vinnig beoordeel en verwerp en wegstoot nie.
ek glo in elke mens is daar iets goed, selfs in so iemand. Ja, ja. Chris, baie lekker geweest weer eens met jou te gesels en ek het geen twyfel daaroor dat die respectabele meneer Hartslief heel wat mense miskien minder respectabel sal maak. En ja, ons wag alweer vir die volgende. Nou tyd vir vrae. Wie, asseblief brandende vrae, wie gaan jy dit hanteer? Ja, ek het die mikrofoon hier so. Ons hier, kom ons begin die kant. Is daar vrae? Ons kan ook so 2 of 3 vrae toelaat. Lyk nie so nie daai kant. Nee, lyk maar julle het al die vrae gedek. Baie dankie.